Goeiedag vriende, baie welkom by NG Gemeente Jeffreys Bay se afkondigings vir hierdie week. Ons is opgewonde vir die volgende 2 geleenthede wat vir ons voorlê in November maand. Ons begin by die 8de November wat die Global Leadership Summit is. En soos elke jaar beloof dit om 'n wonderlike geleentheid van inspirasie te wees van die leiers wat op daardie platform natuurlik vir ons 'n klomp wonderlike inligting en insig ook gee. Ons wil elkeen van julle uitnooi, indien jy 'n besigheidsleier is of 'n verskil maak of met mense werk, bring jou span saam, kom beleef dit self. As jy dit ook individueel wil doen, is jy meer as welkom om saam met ons hierdie geestelike groei te kom beleef. Dit beloof om 'n wonderlike geleentheid te wees. Kom ons kyk na die volgende insetsel wat vir jou gaan help om te verstaan waaroor die Global Leadership Summit gaan. What if one event could ignite your potential, challenge your assumptions, and empower you to lead with greater courage, vision, and impact? Welcome to the Global Leadership Summit. From humble beginnings in a single church in Chicago, the summit has grown, decade after decade, into one of the largest, most influential leadership experiences in the world. Every year, hundreds of thousands of people across more than 100 countries gather in auditoriums, churches, businesses, schools, even prisons to participate in this global movement of transformation. The summit isn't just another conference. It's a catalytic experience. Each August, the summit is broadcast live from Chicago, featuring world-class speakers such as Craig Groeschel, Christine Kane, Juliette Funt, and John C. Maxwell. But the journey doesn't stop there. The talks are recorded, translated into more than 50 languages, and distributed across 110 countries, making leadership development accessible worldwide. A carefully contextualized selection of content is presented at over 700 events, uniquely tailored to serve the needs of local leaders in their specific cultural, organizational, and community contexts. No matter your role, whether you're a CEO or a church volunteer, teacher or student, manager or dreamer, the summit is designed to equip you to lead right where you are. Why attend? Because leadership matters. Because better leaders create better workplaces, stronger churches, thriving families, and healthier communities. At the summit, you'll gain practical tools, fresh perspectives, and renewed passion for the journey ahead. You'll be stretched, inspired, encouraged, and empowered to make a difference that lasts. One event, multiple expressions, global impact. So what's next? Attend a summit near you or bring the summit to your community. Don't just watch leadership happen. Be the reason it happens. Ek hoop dat jy nou opgewonde is en dat jy nou al op Quicket is, want Quicket kan jy jou kaartjies koop. Asseblief doen dit so gou as moontlik, kry jou kaartjies en wees deel van hierdie geleentheid, van hierdie beweging van 'n klomp leiers wat saam ook dink en 'n verskil maak. Ons hoop om jou by die Global Leadership Summit te sien, die 8de November hier by die Complex Campus. Dan dames, ons hoop werklik dat jy al jou kaartjie gekry het vir die 15de November vir Liesel Krause-Wiet wat met ons gaan deel die tema Weeslig, Leeflig. Ons jaartema wat ons gehoor het wat sy gaan kom verpak. So manne, asseblief gee die vroue ook af in daardie tyd. Ons hoop om elke vrou daar te sien. Dit gaan 'n wonderlike geleentheid wees van geestelike groei en jy gaan daar uitstap met 'n nuwe hinkering en 'n nuwe huppel in jou stap. Ons hoop om jou daar te sien. Soos elke jaar is ons in Oktober en November maand besig met die gemeente se 10de maand. Die 10de maand gaan juist daaroor om vir die Here dankie te sê vir dit waarmee hy ons mee so seën, mildelik seën met soveel voorregte en genade wat ons kan beleef. En daarom nooi ons jou uit om deel van hierdie 10de maand te wees. Ons gaan ook nou kyk na die volgende insetsel wat iets daaroor ook gaan gee oor wat vir ons voorlê in hierdie volgende seisoen.
Gawes wat lewe bring, 'n 9 weke reis om te ontdek wat dit werklik beteken om te gee. Nie net finansiëel nie, maar van ons tyd, ons gawes en ons besittings. Hierdie reeks neem ons stap vir stap deur die Bybelse beginsels van vrygewigheid en help ons verstaan dat gee 'n leefstyl van geloof en vertroue in God is. Elke week ontdek ons 'n nuwe manier van gee, om te besef dat alles aan God behoort en hoe ons tyd, talente en finansies ander kan seën. Weekliks gaan ons konkrete uitdagings ontvang, sodat ons nie net hoor en leer nie, maar ook prakties kan leef en ervaar wat dit beteken om vrygewig te wees. Kom saam met ons op hierdie reis en ontdek hoe jou gawes lewe kan bring vir ander en vir God se koninkryk. Dan gemeente, wil ons graag vir julle ook dankie sê vir julle volgehoue finansiële bydrae in die gemeente. Na 'n week staan ons op R69.470 om presies te wees. En wil ons vir elkeen baie dankie sê wat alreeds 'n finansiële bydrae gemaak het tot ons 10de maand van 2025. Indien jy nog 'n bydrae moet maak vir hierdie tyd, wil ons vir jou ook sê dankie daarvoor nou al. Dankie dat jy ons ook mee dit toevertrou om 'n verskil te kan maak, om rentmeesters te wees van dit waarmee die Here ons mee toevertrou het. En jy kan jou bydrae ook dan inbetaal, of jy kan dit in die koevertjie sit, of jy kan dit kom inbetaal by die kerkkantoor of internet inbetaling, kan jy ook natuurlik doen. Op daardie manier moet jy ook dan vir ons net asseblief spesifiseer met die letter 10 of 10de of 10de maand, dat ons weet boonbehalwe algehele finansiële bydrae wat na die gemeente toe kom, dat dit net vir ons gespesifiseer sal word, om te weet dat ons dit dan ook reg allokeer, om te weet dat dit vir die 10de maand is. So baie dankie ook daarvoor. Ons hoop hierdie jaar om R700,000 in te kry vir ons 10de maand dankfees, om 'n verskil te kan maak oralste waar die Here ons plaas om 'n verskil te maak. Hier in Jeffreys Bay, verder ook in hierdie gemeenskap, tot die uithoeke van hierdie wêreld is dit waartoe die Here ons ook na toe lei. En om 'n verskil te maak ook in gebroke gesinne, familie se lewens, om die goeie nuus van die evangelie aan almal te bring. Dankie dat jy deel is van daardie reis. Mag vandag se erediens vir jou so geseënd wees. Mag jy sy genade beleef en mag jy vrede hê ook in hierdie dag. Baie welkom by NG Gemeente Jeffreys Bay se aanlyn erediens. Dit is vir my so 'n groot voorreg om saam met jou vandag op reis te kan wees in die Here se woord, van waaraf jy ook al mag inskakel, dalk op reis, dalk by 'n kampplek, dalk is jy in 'n siekbed, dalk is jy net saam met die familie op vakansie. Wil ons vir jou sê baie welkom. Mag vandag se erediens vir jou so ryklik geseën word en mag jy ook die Here se liefde en nabyheid elke oomblik ervaar. Ek wil begin met die woorde wat ons in hierdie 10de maand tyd as die teksgedeelte as fotum vir oggend gebruik. Die woorde is die volgende, wat die Here in Romeine 12 vanaf vers 1 tot 2 vir ons sê. Gee julleself aan God as 'n lewende en 'n heilige offer, wat vir die Here welgevallig is. Want dit is die wesenlike van die godsdiens wat jy moet beoefen. Daar staan daar geskrywe, moenie in hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed, aanneemlik en ook volmaak is. Met hierdie woorde in gedagte, kom ons word vir 'n oomblik stil voor die Here, dan bid ons ook saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om deur tegnologie met mekaar te kan verbind. Dankie Here dat ons die boodskap, die goeie nuus in die wêreld daar buite kan sit. Die goeie nuus van vrymaking, van die wonderlike nuus wat U vir elke mens in gedagte het. En dit is U plan vir ons, vir die ganse mensdom. Dankie vir U goedheid, as ook vir al die genade. Dankie dat ons weet, Here, dat U met ons is. Waar ook al ons nou mag inskakel, of ons op reis is, of ons by die huis is, en of ons in 'n siekbed is, dankie dat U weet, dat U ons ken. En Here, ons gebed is, mag U naam verheerlik word, mag U koninkryk kom, en mag U wil ook deur hierdie erediens ook geskied. In Jesus naam. Amen. Liewe vriende, ek kom groet jou in die naam van die Vader, die Seun en ook die Heilige Gees. Ons is nou met ons 10de maand reeks besig hier in die gemeente en ek hoop regtig dat jy met groot opgewondenheid ook uitsien daarna. Die hele 10de maand se oorkoepelende tema is gawes wat lig
en lewe bring. En ons sê elke keer vir mekaar dat 'n 10de maand dankoffer reeks is nie net om 'n finansiële oefening elke jaar nie. Dit is meer 'n geestelike dissipline van geloof, van dankbaarheid, maar ook van vrygewigheid wat dit ook in die gemeente bevorder. Dit verseker dat ons gemeente se bediening natuurlik kan opgebou word, uitgebou word en ook kan groei. En ons wil vir elkeen van julle baie dankie sê vir julle volgehoue finansiële bydrae en sodat ons 'n verskil kan maak in soveel mense se lewens van hier af in Jeffreys Bay, verder ook soos wat ons weet by die plekke waarby die Here ons ook gebring het om betrokke by te wees. Ons het ook in die Oos-Kaap, Nyati, ons het verder het ons in Mosambiek, van Mosambiek af na Indië toe en van Indië af na die uithoeke van hierdie wêreld. En ons doen dit op hierdie manier om te sê, maar ons is 'n gestuurde gemeente, 'n gemeente wat gekies is om deel van God se missie in hierdie wêreld te wees. En baie dankie vir elkeen van julle wat ook deel daarvan is. As ons dink aan hierdie woorde van Winston Churchill, hy het gesê, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. So, as ons mooi daaroor dink, dan is dit so, ons maak 'n lewe van dit wat ons ontvang. Maar dan sê hy so, but we make a life. Ons maak 'n werklike lewe van dit wat ons gee. Anne Frank het op 'n tyd gesê, no one has ever become poor by giving. En as ons mooi daaroor dink, wanneer ons tyd, ons gawes en ons finansies gee, dan word ons nie armer nie. Ons word juis ryker, want ons sien die impak. Ons sien daardie saad wat ons het om te gee. Sien ons wat 'n verskil dit maak, wat se groei dit bring en wat se vrug dit natuurlik ook kan meebring. En daarmee saam is dit ook ons 10de maand dankfees en hoop ons hierdie jaar vir 700 000 om in te kom. En baie belangrik, indien jy graag 'n finansiële bydrae wil maak, kan jy dit ook so doen. Jy kan dit ook dan natuurlik vir ons spesifiseer onder 10de of 10de maand, of jy kan dit natuurlik ook vir ons hier by die kantoor kom inbetaal, of ook aanlyn inbetaling, internet inbetaling, of jy kan natuurlik die SnapScan kode ook gebruik. Ons gaan nou, wanneer ons kyk na hierdie tema, het ons verlede week begin met die tema en met die oorkoepelende tema van gawes wat lig en lewe bring. Die 5de Oktober, alles wat ons het, kom van God af. Dis die beginplek. Vandag staan ons stil by gee van jou tyd. Volgende week gee van jou gawes. Gee van jou besittings. Gee, en dan is ook die hart agter gee, saai en oes. Ons sien uit na gee in gemeenskap, gee vir 'n groter doel en natuurlik ook 'n lewenstyl van vrygewigheid. En dit staan daarmee saam dat dit nie net gaan oor geld nie, maar dit gaan oor ons totale wese. Romeine 12 wat ons net nou van gehoor het, is om te sê, maar Here, hoe sit ek my lewe? Hoe sit ek alles wat ek is, alles wat ek het, ook in beskikking tot U? En Here, hoe kan U dit gebruik om 'n verskil te kan maak? Want Here, dit wat die Here vir ons gee, is juis om rentmeesters daarvan te wees, bestuurders van dit waarmee die Here ons mee toevertrou. En daarmee saam gaan dit ook, wat kan ek doen met dit wat die Here vir ons gee, om dit so te kan bestuur vir die opbou en die uitbou van sy koninkryk. Dan word alles wat ek het, my geld, die kar wat ek ry, die huis waarin ek bly, word alles hulpmiddels om die koninkryk op te bou en uit te bou. Soos iemand nou die dag gesê het, dat ek het die dag dit besef, toe ek besef het, ek het die wonderlike groot plek en ek wil graag hê dat 'n groeigroep hierdie ruimte en spasie moet kry. En daarmee saam is dit wonderlik om te weet dat daar 'n groeigroep in daardie huis weekliks by mekaar kom. 'n Ander persoon in ons gemeente het ook gesê dat ek het 'n plek by die see, ver van hier af, vir enige iemand wat dit wil gebruik, wat dit so nodig het, wat swaar kry, kan julle ook vir my binne in sekere tye vir my laat weet, en dan kan ons dit ook vir julle tot beskikking stel. Julle sien, die oomblik wanneer dit wat ons het, stel dit net tot beskikking, want ons sê ook in daardie gevalle ook, laat daardie goed ook tot bekering kom, en laat ons self ook tot bekering kom, dat ons ook rentmeesters kan wees van dit wat die Here ons mee toevertrou het, want dan wend ons alles aan tot eer van die Here. Vandag se fokus gaan ons spesifiek gaan oor die hele gedagte van tyd. En die inleiding wat ek graag wil doen vandag is om te sê dat daar is 'n gesegde wat sê dat tyd vlieg wanneer jy dit geniet. Maar ek moet partykeer sê, party dae voel dit meer soos dit kruip
wanneer jy wag vir iets om te gebeur. Soveel kere gebeur dit, ek wag vir iets, dan voel dit asof daardie tyd, aan die een kant wanneer ons onsself geniet, vlieg die tyd, maar wanneer ons wag vir iets, dan kruip die tyd ook nader. Ons leef in 'n wêreld waar alles bepaal word deur horlosies, deur kalenders, deur sperdatums, deur alarms. Ons hardloop teen die klok. Kronos-tyd is die Griekse woord wat daar gebruik word. Kronos-tyd is gewone tyd wat meetbaar is. Sekondes, minute, as ook ure. En dan net soms gebeur daar iets wat tyd kom stil maak. 'n Oomblik wat meer weeg as ander. 'n Gebed wat deurbreek, 'n ontmoeting wat jou lewe kom verander. En dan natuurlik ook 'n kans wat jy moes aangryp. 'n Kairos oomblik. God se tyd in jou tyd. Ons teksgedeelte vir vandag is Efesiërs 5 vanaf vers 5 tot 15. Wees baie versigtig. Die woorde hierso is wees baie versigtig oor wat in julle harte omgaan. Dit is vir my hierdie verskriklike mooi woorde. Wees baie versigtig wat in julle harte, hoe julle moet lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle kom vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Tot sover. Hierdie woorde, wees baie versigtig hoe julle moet lewe. Nie soos onverstandiges nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Dit is Kairos, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Paulus gebruik hier die gewone woord, nie Kronos nie. Hy gebruik nie die tyd wat aanstap nie, maar hy gebruik die Kairos tyd. 'n Tyd van geleenthede, 'n tyd van besluite, 'n tyd van openbaring en ook 'n tyd van genade. Hierdie teks moet natuurlik ook in konteks verstaan word. Tradisioneel word hierdie boek Efesiërs gesien as een van Paulus se gevangenskapbriewe. Nou waarskynlik so tussen 60 en 62 na Christus geskryf. Ons weet dat Paulus in huisarrest is. Die apostel hy in Rome. Die brief het goed deurdagte en natuurlik ook baie beredenerende teologie, baie sterk, baie diepte. En dan kom Paulus en hy skryf vir die gemeente in Efese. 'n Stad vol afgodery, vol handel en natuurlik vol afleidings. Klink dit bekend? In 'n wêreld waarin ons leef, is daar ook afgodery, daar's baie sterk handel wat gedryf word en natuurlik ook afleiding in hierdie wêreld. Hy waarsku dat die gelowiges om nie saam met die wêreld heen te gaan nie. Hy sê eintlik dat ons is gekies om anders te wees in hierdie wêreld. En dan sê hy, hierdie tydperk van eer en skaamte. Aan die een kant is daar twee kante, dominante sosiale bepalings, eer en natuurlik skaamte. En dan die onmiddellike konteks wat ons moet verstaan is dat daar kontras tussen lig en duisternis in die voorafgaande gedeelte van Efesiërs 5 vanaf vers 3 tot 14 is. Waar baie sterk gesê word, die gemeente word aangesê om as kinders van die lig saam met God te wandel. Nou dink ons terug aan Genesis, toe die mens saam met God gewandel het in daardie tuin. Is hierdie wandel wat Paulus hier beskryf om te sê, ons moet as kinders van die lig saam met God wandel. Hy roep hulle om wys te leef, gevul met die Heilige Gees en bedagsaam met tyd te wees. Vers 15 tot 20 word in 5 opdragte eintlik opgedeel. Leef wys, nie dwaas nie. Die tweede een is gebruik die geleenthede wat God gee. Dan moenie dwaas wees nie, maar verstaan wat die Here wil hê. Moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Gees. En dan sing en dank altyd die Here. Dis asof Paulus hier sê, moenie net deur die dae gaan nie, ontdek die oomblikke waarin God iets in jou lewe wil kom doen. Nou daar's twee horlosies wat baie belangrik is, wat ons moet verstaan. Die eerste ene is die horlosie Kronos. Nou Kronos is meetbare tyd.
Die woord kronos gee natuurlik kronologies of die kronometer, die lopende tyd. Dis 'n horlosietyd van ons daaglikse lewe. Byvoorbeeld, ek moet 7 uur of ek moet 6 uur in die oggend opstaan. Dit is 'n tyd wat bepaal word. 5 uur moet ek huis toe gaan. 9 uur moet ek in die bed klim om te rus. Ons het sulke uurglasies, 5 minute, 10 minute, 15 minute en 'n halfuur vir ons kinders, wanneer hulle byvoorbeeld time out moet hê. So dat baie keer as dit 'n bietjie rof gaan by ons en hulle is dalk so bietjie woelig, dan sê ons vir hulle, ons dink dat 5 minute gaan jy vir 'n oomblik net so bietjie reflekteer van dit wat nou hier gebeur het. En dit is vir my goed om te weet dat daardie 5 minute loop daardie korreltjie uit. Kronos is lineêr, daardie tyd wat verloop is lineêr, voortdurend, voorspelbaar. Dis die wêreld van planne, dis die wêreld van roetines, van vergaderings, van skedules wat nagekom moet word. Maar dan is die ander horlosie wat ons hiervan hoor, is die Kairos horlosie, God se tyd. Kairos beteken die regte tyd, die beslissende oomblik wat God bepaal. Dis die tyd wat God iets spesiaals wil kom doen. Dit is nie meetbaar nie, maar dit is so ervaarbaar. Dit is daardie Kairos oomblikke, as ek dink aan Dawid, toe hy vir Goliat in die oë kyk, 'n Kairos oomblik. As Ester voor die koning staan, 'n Kairos oomblik. Toe Maria sê, laat dit met my gebeur soos wat u wil, 'n Kairos oomblik. Toe Jesus sê, my tyd, Kairos het gekom, het God se plan in beweging gekom. Vriende, Kairos is die tyd waarin God se hand op jou gewone dag kom lê, om iets alledaags in iets wonderliks te kan omsit, om iets ewig te kan maak. En dit is God se ewige Kairos oomblikke. En dan is dit so belangrik, vers 16, wat vir my so mooi is. Hy sê hierso, gebruik die geleenthede wat die tyd bied. Letterlik in Grieks staan daar, koop die tyd uit. Wanneer laas het ons tyd uitgekoop? Soos iemand wat in die mark staan en eintlik hom sê, daar's 'n beperkte aanbod. Jy moet vinnig koop, anders is dit verby. Paulus sê vir ons dat die lewe, ons moenie tyd mors nie. Koop die oomblikke uit wat God kom gee. Daardie oomblikke is nie om harder te werk nie. Dit is nie om ons skedules nog voller te maak nie, maar daardie tyd, daardie uitgekoopte tyd, is tyd wat bewustheid kweek in ons eie lewens. Dis daardie bewus wees van wat wil die Here kom wys vir ons in die lewe? Wat wil die Here vir ons hieruit kom gee? Wat wil hy vir ons wys? Wat wil hy vir ons daaruit leer? Dis nie om jou kalender vol te maak nie, maar om jou hart oop te maak, om meer bewus te kan leef. Die uurglas, as ons dink aan 'n uurglas, soos wat ons vir ons seentjies daar die uurglasies uitsit met die verskillende minute, die sand loop stadig van bo af onder toe deur. So is ons lewens ook, kronos, loop ons tyd. Ons het 'n begindatum, 'n geboortedatum, maar een of ander tyd gaan daar 'n sterfdatum kom. So tussenin is daar tyd wat verloop. Die lewe loop sy tyd. Dae, ure, minute, sekondes, jare, maande, alles is aan tyd gekoppel. Maar elke korrel en elke oomblik is ook 'n kans om te kies hoe ek gaan leef, hoe ek gaan gee en natuurlik hoe ek die Kairos momente in my lewe gaan identifiseer en dit gebruik. Elke asem wat jy haal is kronos. Elke asem wat jy aanwend om iemand te bemoedig is Kairos. Hoe leef ek Kairos geleenthede? En dalk kom ons raak prakties. Leef wys en bedagsaam. Die vraag is, wat doen God in hierdie oomblik? Ons moet eintlik sê, nee, hoe vinnig kan ek dit afhandel nie? Wat wil die Here vir my kom wys in hierdie oomblik? Wat beteken dit om wys te leef? Wysheid is meer as net kennis, vriende. Om wys te leef beteken nie jy weet alles nie, maar dat jy weet wat om met wat jy weet te doen. Ek sê dit weer. Om wys te leef beteken nie jy weet alles nie, maar dat jy weet wat om met wat jy weet te doen. Dis om te vra, wat is die regte ding om te doen nou op hierdie oomblik in God se oë? Wysheid is die vermoë om God se perspektief te kry op die lewe se omstandighede. Dan is die woorde bedagsaam beteken om bewus te wees, teenwoordig. Om bedagsaam te leef beteken jy's teenwoordig in elke oomblik, nie vasgevang in gister se foute of môre se vrese nie, maar ingestel op wat God nou wil kom doen. Soveel kere is dit so dat ons op gister se foute ingestel is of op môre se vrese wat nog nie gebeur het nie.
dat ons baie keer hierdie Kairos tyd van hier en nou, ingestel op wat God nou wil kom doen, heeltemal mis. Wysheid en bedagsaamheid loop saam. Wysheid sien die groter prentjie, bedagsaamheid sien die fyn besonderhede van die vandag op hierdie oomblik. Die tweede gedagte om prakties te wees, soek die Gees se leiding in jou lewe. Paulus se kontras is 2 maniere om vol te wees. In Efese was daar 'n kultuur van oormatigheid, feeste, drank, plesier, vermaak, partytjies op partytjies. Die mense het probeer om hulle lewens te vul, wat die leegte binne in hulle natuurlik ook was, het hulle probeer vul. Paulus sê, moenie julle te buite gaan aan wyn nie. Hy gebruik die Griekse woord asotia, losbandigheid en vernietiging vir jou lewe gebeur wanneer jy jouself te buite gaan met drank en met wyn, wat hy hier sê. Dit beteken letterlik, dis om jouself te verloor. Dis ironies, mense dink hulle vind hulle self in partytjies, maar eintlik verloor hulle self. Dis wat Paulus hiervan skryf vir die mense van Efese in daai tyd. Hoeveel keer gebeur dit nie in ons eie lewens ook nie? Dat ons baie keer dink dat daarmee gaan ons vol word. Veral jonger mense wat sukkel met identiteit. Ek dink baie keer dat dit moet ek doen om voller te word. En dan sê Paulus eintlik uit hierdie gedeelte uit. Hy sê, dan kom die tweede deel, laat die Gees julle kom vervul. Dat die woord vervul beteken om voortdurend vol te word. Nie net eenmalig nie, maar aanhoudend is dit 'n toestand in oorvloed vir God. Vers 18, word vervul met die Gees. Dis Kairos mense, is geesvervulde mense. Hulle sien waar God beweeg, by 'n kind, by 'n kollega, by 'n onbekende persoon. Hulle sien waar God beweeg en hoe God werk. Laat die Gees julle kom vervul, moet ons weet in die grammatika van groot belang. Gelowiges moet 'n aksie ondergaan. Dit is nie 'n self-initieer nie. Hierdie aksie is om jouself oop te stel en toe te laat dat die Heilige Gees die beheersende krag in jou lewe begin word. Dit dui op 'n kontinue aksie. Dit beteken geesvervulling is nie net eenmalig nie. Dis nie net ek neem die Here vandag aan en nou is ek gees vervuld nie. Geesvervulling is 'n deurlopende elke oomblik se situasie. Dis nie net 'n emosionele ervaring nie, maar 'n volgehoue alledaagse, daaglikse oorgawe en gehoorsaamheid aan dit wat die Heilige Gees wil kom doen. Daar is skynvervulling in hierdie wêreld. Ons ken dit al te goed, maar dan is daar ware vervulling deur die Gees. Die wêreldse wyn of die wêreldse skynvervulling is tydelik. Dit lei tot verlies van beheer. Dit verdof jou pyn, dit vul jou liggaam. Dit laat jou vergeet en dit laat jou leeg wakker word. Maar die Gees se vervulling is ewig. Dit lei tot selfbeheersing, dit verwerk jou pyn, dit vul jou siel, jou lewe, jou alles. Dit laat jou onthou wie jy in Jesus is en laat jou vol vrede leef. Die wêreldse wyn sê, vergeet jou probleme, maar die Gees sê, ek sal jou help dra aan die lewe se probleme. Geesvervulling is nie ekstase nie, maar beheer. Sommige mense dink vervulling met die Gees beteken jy verloor beheer. Maar dit is juist die teenoorgestelde. Galasiërs 5 vers 22 tot 23 sê, die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld en selfbeheersing. Wanneer die Gees ons vervul, raak jy nie onbeheerbaar nie. Jy raak vol beheer deur Christus. Jou woorde, jou emosies, jou optrede. Alles kom onder die leiding van die Here. Dis soos 'n skip wat deur die wind van die Gees gedryf word. Nie in die storm nie, maar in die storm met rigting, want jy weet waar jy op pad is. Jy weet wie jy is. Die derde praktiese gedagte, dank God in alles. Dank God altyd vir alles. Kronos kan swaar voel. Kairos sien in die swaar die teenwoordigheid van God. Ons leer kinders van kleins af om te sê dankie. Maar Paulus is hierdie dankbaarheid nie net 'n dankie sê vir dit wat ek ontvang nie, maar hierdie is baie dieper. Met ander woorde, 'n geesvervulde lewe loop oor van dankbaarheid. Dit is die natuurlike reaksie wat iemand wat besef, alles wat ek het, alles wat ek is genade. Ek is dankbaar vir dit. Dankbaarheid kom uit geesvervulling.
In die vorige verse sê Paulus, word vervul met die Heilige Gees. Wanneer die Heilige Gees jou vul, word jy nie vol klagtes nie. Jy raak nie 'n klaaghuis nie. Jy's nie iemand wat net negatief die hele tyd gaan soek nie. Jy word vol lof, jy word iemand wat sien die geleenthede raak, en jy word iemand wat moontlikhede raak sien van waar God se lig kan deurbreek in elke liewe situasie. Dink vir jouself, hoe sal die gesprekke lyk? Hoe sal die wêreld lyk as meer mense hulle self onder die beskikking van God se Gees en sy leiding so na die bewustheid leef, dat ons elke dag kan kom op 'n plek waar ons sê, maar Here, hierdie woorde wat ek sê om die braaivleisvuur oor ons land, oor die politiek, oor die kerk, oor die dinge in ons gemeenskap, dan kan ek mos positief daaroor raak. Ek raak nie vol klagtes nie. Jy word vol lof, jy sien die geleenthede raak. Die Gees hierin wat jou voortdurend aan God se goedheid laat dink. Dis hoekom Paulus sê, die geesvervulle lewe is 'n singende lewe. Jy sing vir God, jy sing oor God, jy sing in jou hart tot God. Dis die mooi daarvan. 'n Geesvervulle mens het altyd iets om voor dankbaar te wees, want hy sien God se hand oral, in die groot, maar ook in die klein van hierdie lewe. Dankbaarheid verander jou perspektief. Dankbaarheid is soos 'n lens. As ons dink aan 'n kamera se lens, dit verander hoe jy na die lewe kyk. Dankbaarheid, sonder dankbaarheid sien jy tekort. Met dankbaarheid sien jy oorvloed. Gaan probeer dit so 'n bietjie. Gaan probeer net 'n bietjie. Here, waarvoor kan ek vandag dankbaar wees? Here, laat my lewe 'n lewe van dankbaarheid wees. Dan is die goed wat met ons gebeur, die dinge wat om ons is, begin alles. Here, dankie vir dit. Dankie vir dit. So ek sê weer eens, sonder dankbaarheid sien jy 'n tekort. Ons lewe met mense wat die lense van tekorte vandag nog het. Hulle lewe, hulle woorde, alles spreek daarvan. Maar dan sien ons ook, mense met dankbaarheid sien in oorvloed. Dan kom jy by iemand wat niks het nie, maar hulle sê nog steeds, ek is baie dankbaar vir verhoudings, ek is dankbaar vir die verskil wat ek kan maak, ek is dankbaar vir daardie persoon, ek is dankbaar vir dit wat die Here vir my kom gee, ek is dankbaar, en is positief, en jy ry daar weg, en jy besef, maar my lewe kan nie anderste, as om ook in dankbaarheid te kan wees nie. As jy leer om God te dank, jy begin die klein seëninge raak sien, jy ervaar vrede waar daar onrus ervaar word. En jy leef met ligtheid in 'n swaar wêreld. Die Bybelse voorbeelde daarvan is, Daniël dank God 3 keer per dag, selfs toe hy weet hoe hy in hierdie leeukuil beland. Daniël 6 vers 10, dank hy steeds God vir elke dag. Paulus en Silas in die tronk in Handelinge 16 sing lofliedere in die mees haaglikste tronk van alle tye, sing hulle lofliedere tot eer van die Here, want hulle is dankbaar teenoor die Here om te kan leef. Ons dink aan Jesus, dank die Vader toe hy die brood breek, maar hy weet sy kruisdood is naby in Lukas 22. Ware dankbaarheid wag nie vir perfekte omstandighede nie. Dit groei in geloof, nie in ons gemak nie. Dan die 4de praktiese voorbeeld, wees wakker vir geleenthede. Kairos is dikwels verborge in die gewone. 'n gesprek by 'n koffietafel, 'n boodskap wat jy uitstuur, 'n kans om te vergewe. Efesiërs 5 vers 16, maak die beste gebruik van elke geleentheid, elke kairos, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Hierdie boodskap gaan oor om deur die lewe te slaap nie, maar om wakker, oplettend en beskikbaar te wees vir dit wat God besig is om te doen. In jou lewe, in jou gesin, in jou werk en ook in jou gemeente. Daar is 'n groot verskil tussen iemand wat wakker is en iemand wat net opstaan. Baie mense leef, maar hulle leef op autopilot. Hulle loop, hulle werk, hulle bestuur, hulle eet, hulle bid selfs, maar sonder om regtig bewus te wees. Paulus sê letterlik, vertaal dit, koop die tyd uit. Hy sê dit is omdat mense maklik deur die lewe slaap, besig, maar nie wakker vir God se beweging nie. Dalk is jou lewe so besig dat jy eintlik slaap, want jy kom nie by daardie bewustheid, daardie tye wat God wil laat deurbreek, kom jy nie by uit nie. Jy sien dit nie raak nie. God se geleenthede is dikwels verborge in die gewone. In die gesprek met jou kind, in die gesprek met 'n kollega, 'n buurman, in die moeilike situasie waar jy vrede moet bring, in die stilte van jou eie gebed, in die nood wat jy toevallig raakloop. Elke dag is vol kairos oomblikke. As ons net wakker genoeg is om dit werklik te sien, sal ons dit ervaar. Hoe kan ek meer wakker leef vir geleenthede?
Begin elke dag met die verwagting, Here, wys vir my waar U werk. Wees stadig en genoeg om te doen. Die woorde langsaam haas is vir my die beste woorde. Jy's in ritme nog steeds, maar 'n langsaam haas beteken om oop te wees vir dit wat die Here nog steeds wil kom doen. Daardie tye sê ons ook dan, Here, gee vir my, as jy altyd haastig is, sal ons die Kairos oomblikke in ons lewe mis. En ek weet hoeveel keer in my eie lewe wat ek Kairos oomblikke gemis het. Wakker mense leef nie vinnig nie, hulle leef bewus. Ek wil weer sê, wakker mense leef nie vinnig nie, hulle lewe bewus. En dan luister vir die Gees se aanwysings in jou lewe. Die Gees lei sag, nie met lawaai nie, 'n gedagte, 'n drang, 'n naam in jou hart. Dis dalk God wat sê, dis nou die tyd. Reageer dadelik. Baie mense mis God se geleentheid om iets te doen, want hulle sê, ek sal later daarby uitkom. Maar Kairos vra gehoorsaamheid, dit vra die hier en nou, al beteken dit dat ek moet stop met my Kronos tyd en sê, ek wil by die Kairos tyd aansluit. Jou Kairos oomblik is nou. Daar is 2 dae waarop jy niks kan doen nie, gister en môre. Maar vandag, nou is God se tyd. Dis die Kairos tyd. 2 Korintiërs 6 vers 2 sê, nou is die aangename tyd, nou is die dag van redding. Daar is 2 kante in kontraste opgesom in hierdie gedeelte. En Paulus skep hierdie gedeelte in die sosiale dimensie. In die Romeinse ryk was lewenstyl 'n wandel in losbandigheid. In die Christelike posisie is dit 'n wandel in wysheid. Wanneer dit gaan oor beheer en vervulling in hierdie wêreld, gaan dit in die Romeinse ryk natuurlik die gevaar van skaamte oor dronkenskap wat lei tot wanorde en losbandigheid. Maar waar aan die ander kant die Christelike posisie is geesvervulling wat lei tot beheer en orde in die lewe. Tydsgebruik is natuurlik in die Romeinse ryk en in die Kronos tyd natuurlik passiewe onderwerping aan die Kronos, aan die tye wat moet gebeur. En hoeveel van ons is skuldig daaraan? Ek self is hoeveel kere skuldig daaraan. Maar aan die ander kant is natuurlik die Christelike posisie is die strategiese benutting van die Kairos, die goddelike geleenthede en oomblikke wat hy op ons pad bring. Dan die publieke uiting is natuurlik ook die Romeinse ryk en wat ons soveel kere ervaar is luidrigtigheid, losbandigheid, feeste wat skande bring in die partytjies, in die genot van hierdie lewe. Maar aan die ander kant is die gemeenskaplike lofprysing van danksegging wat vir God eer in die Christelike lewe. So dis die 2 kante. Vriende, waar staan ons? Ek wil weer sê dat die wêreld van vandag bied eintlik vir ons verdowing aan. Maar die Gees bring vervulling. Ek sê dit weer, die wêreld bied verdowing vir elkeen van ons, maar die Gees bring vervulling. Die grootste Kairos oomblik van almal was toe Jesus aan die kruis hang, die God se volheid van tyd. Galasiërs 4 vers 4. Toe hy vir ewig die geleentheid oopgemaak het dat mense met hom versoen kan word, was die beste Kairos oomblik van alle tye. Nou sê hy vir my en vir jou, word wakker. Sien wat ek besig is om te doen. Gebruik die tyd, koop die tyd uit, want ek werk in en ek werk deur jou. Elke dag bestaan uit Kronos, maar elke dag lê daar vir ons Kairos, vir ons voor. 'n Geleentheid om God te ontmoet, om te gehoorsaam, te vergewe, te dien, te leef, maar ook te gee. Mag ons lewens ook so lyk. Amen. Here, dankie dat ons kan hoor tussen hierdie 2 tye, Kronos en Kairos. En die Here leer ons om wys te leef in hierdie tyd. Om nie net die ure te tel nie, maar die oomblikke te vul. Maak ons oë oop vir u Kairos oomblikke in ons huise, ons werke, die kerk, die gemeenskap. Maak ons geesvervulde mense wat u teenwoordigheid raak sien in elke gewone dag. In Jesus naam. Amen. Ons gaan ook nou 'n geleentheid gee om vir die Here ons offergawes te gee wat ons vir hom voorberei het. Alles gaan nou op die skerm verskyn. Weereens baie dankie dat jy hierdie gemeente ook toerus om 'n verskil te kan maak verder as onsself. Kom ons gee 'n geleentheid ook daarvoor. Indien jy graag 'n gebedsversoek het en jy wil graag hê dat een van ons gebedsspanne vir jou moet bid, asseblief stuur dit vir ons ook na gebed@ngkjeffries.co.za en hulle sal ook dan in verbinding met elkeen van julle wees.
Mag julle ook so in hierdie dag die Here se liefde, sy nabyheid ervaar, ook vir dit wat voorlê. Daarom spreek ek ook nou die seën uit in jou lewe. Mag die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees saam met jou wees en bly binne in die Kronos en ook die Kairos tyd. Mag hy elke oomblik vir jou die paaie vooruitgaan, mag hy jou behoed, mag hy jou bewaar, mag hy jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.